Jesus is hier. Jesus is hier. Jesus is hier. Hy is die koning van my hart. Jesus is die Heer. Ja, Jesus is die Heer. Jesus is die Heer. Halleluja. Hy is die koning van my hart. Koning van
Daar is nog weer 'n kom saam episode waar ons saamkom. Vanaand is dit die getuienis van my lewe. Ja, ek sien Louisa is ingeskakel. Sy sê die klank is reg. So 1000 dankies. Ja, welkom Louisa. Ek het gesien dat 'n tweede een opgekom, maar hy het nog nie my naam deurgegooi nie. Hy wag vir die rekenaar om vir my die naam deur te gooi. Maar intussen welkom aan elkeen wat vanaand ingeskakel. Daar kom hy nou deur, Isabel, goeienaand, welkom hierso by Kom Saam. Wees vry en wees deel van die program, so ja. En dan elkeen wat ook ingeskakel is, wat sy naam ek nie sien nie, wat die rekenaar nie deurgooi nie. So ja, sorry man. Maar ek kan niks daaromtrent doen nie, maar ek komment jou naam dan en dalk gooi en dan op my deur, ek weet nie. Maar ek wil net sê dankie aan die tyd wat julle uitkoop om saam met my te wees, saam met ons in hierdie Kom Saam program te wees, waar ek getuig van die Here se goedheid, sy guns, sy genade, sy barmhartigheid en hoe die Here my lei en hoe bewaar en beskerm en hoe die Here my antwoord en dalk kan julle selfs in julle eie lewens dit begin toepas en julle self 'n antwoord kry. So ja, kom ons begin eers met 'n gebed. Here Abba Vader, ons kan alleenig vanaand na U toe kom deur U seun Jesus Christus wat die weg is, die waarheid is, die lewe is, die lig is. Dankie Here vir Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis. Dankie dat hy uit die dood uit opgestaan het, getriomfeer het en die Here opgevaar het na U toe, sodat ons die Heilige Gees, Here Vader, ons verwelkom die U Abba Vader, Koning Jesus en die Heilige Gees in ons midde. Here, laat vanaand se Kom Saam program tot eer van U heilige naam sal wees. Here, laat ek getuig van U goedheid en U guns, U genade, U liefde, Here, van U soewereinheid, Here. Here, laat ek net kan getuig, Here. Here, en Here, ek bid en ek vra, Here, dat mense dit wat hulle hoor, en hulle sal dit toepas in hulle lewe, dat hulle dieselfde antwoorde sal kry, selfde resultate sal kry, en ook nader aan U sal kom met 'n verhouding, diep uit hulle hart uit, in Jesus naam. Here, dit is my gebed, in die naam van Jesus van Nazareth, vra ek dit, tot eer van God Abba Vader, deur die krag van die Heilige Gees. Amen en amen en amen. Daar kom Shirley ook. Goeienaand Shirley. Ja, ek gaan nog een song speel en dan gaan ek begin getuig. So welkom. Voel vry, wees deel van die program. So ja, kom ons speel. Ek moet hierdie song speel want hierdie song pas so mooi by wat waaroor hierdie boek gaan. Prys die Here. Soek jy ook na lewensvreugde, blydskap in hierdie lewe, weet jy dan wat dit is Wat jou gelukkig maak, ons druk dit lê en geld en rykdom, sukses daaraan gemeet, maar is als al gejaag na wind. Halleluja! vergeet. Hoor nou. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak, Prys die Here man. en omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede vir my lewensvreugde. Dit word net meer en meer. Prys die Here. Jesus gee ons die moed en 'n lewe van oorvloed. Hy beloof dit aan elke mens Wat die Gees maak. Soms as ek my kan kry en die wêreld my mislei, dan keer ek terug na die seën van God. Hy maak my vry. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak,
Prys die Here. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede. Halleluja. Amen, Shirley. The joy of the Lord is my strength. Amen. Ja, God al die eer is die waarheid in my. Ek beloof van die uit my Alles geliefd. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak, en omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Prys die Here. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede, vir vreugde, dit wat ek meer en meer. Amen. Prys die Here en sy vreugde word meer en meer, en dis net Jesus binne my wat my so gelukkig maak, man. The joy of the Lord is my strength. Halleluja. Prys die Here, Shirley. Isabel, dankie Jesus dat U my so gelukkig maak. Amen. Prys die Here daarvoor. Nou ja. Vanaand moet ek gaan ons nou begin getuig. So ek gaan nou so bietjie nog van verlede week se inbring. Nou gaan ons nou aan. Maar ek moet nou vanaand verder getuig, want nou begin my lewe 'n rigting kry. So ja. Nou laasweek het ek getuig waar ek besig was met die manne aan die oorkant waar hulle nader gekom het, ek vir hulle gebid het terwyl ek besig was. Was Jay by my gewees. Nou Jay was op daai stadium besig gewees om te bid terwyl ek hier manne bedien het. Klaar is, toe join ek kom weer in gebed, en as ek my weer kon kry, het ek weer mense bedien, so ek het nie baie ag gegee op Jay nie, maar kom ons gaan aan. En jy weet, net om te noem, elke oggend pak ek my tafels vol Bybels, en die middag begin dit leeg raak. Huis toe gaan tyd, het ek amper nie meer Bybels hoor nie, want ons het nie verkoop nie, ons het dit weggegee, soos wat die Gees van die Here by gelei het, my gewys het, vir wie ek dit baie keer moet gee, en daar was ook tye gewees wat die Gees vir my gesê het, moenie gee nie, en die Gees het, die Heilige Gees is deel van my lewe. Ek is baie toegespits op die leiding van die Heilige Gees, selfs hier in die bediening ook, selfs hierso wanneer ek praat met julle, wanneer ek die programme het, met die songs wat ek kies dit nie by myself nie, die Gees van die Here moet my wys wat sy een pas waarin, en dit is hoekom dit altyd so vloei in die teenwoordigheid van die Here so baie sterk is, want ek is totaal en al afhanklik van die Gees se leiding. Nou, dit het begin al op die straat, waar die Here my, daar is Aletta Bronkerstok nou. Hallo Aletta, goed en welkom, baie welkom vanaand hier by Kom Saam. Ja, as jy op is, gaan Amy ook nog nou opkom. So ja, wees geseën, wees gegroet, en yes, kom ons getuig verder. En soos ek dan, wat die Here my begin om leiding te neem in die Heilige Gees, maar die Heilige Gees lei my die heel pad. So die Here rig my op, hy laat my leiding neem, maar hy self gee my die leiding om dinge te doen. Byvoorbeeld, as ek op die straat is, dan kan ek vir die mense sê, luister hierso, kom ons bid. So, onmiddellik is ek gerig om te gaan bid op die straat, maar dis die Heilige Gees wat my die leiding gee, so ek lei ander, en so ja, dit is hoe dit begin werk het in my lewe. En dan het ek vir mense begin bid, en dit is toe nou daai dag op wat het gebeur het, en ek het dit gedoen, waar ek die manne bedien het, en tussen Jay, ek het nie eens agtergekom uit, en sy bakkie geklim, en hy het gery, dis nie dat hy kwaad was nie, hy weet ek is besig, en ons is nie daar om te chat nie, die dinge van die Here is baie meer belangriker as om te vra, hoe gaan dit met jou? Ons het
as ons mekaar sien, dan sê ons kom ons bid. God eerste. So alles in my lewe het gegaan, selfs nog vandag nog. Die Here is kry die eerste plek. Dit maak nie saak nie. Vanoggend wou Louise ook nog met my praat, toe sê ek vir haar, luister hier, ek bid nog. So ja, dis nie dat ek sarkasties of iets as ek klaar is, dan kom ek terug na toe en vra wat wil jy. So dit is die God eerste. In my lewe is die Here absoluut, en ek hou by daai punt dat die Here absoluut eerste is. En toe ek nou sien, Jay is weg, het ek nou oomblikie gekry, en later het ek weer mense gekry wat ek bedien het, en toe dit middagse kant toe raak, toe kom Phil nou by my aan. Nou julle weet nou nie van wie's nou Phil nie. Nou Phil, kom ons praat gou van die 2 karre wat in deur die veld gery het, waar die pastoor my 2000 Bybels gegee het, waar ek uitgenooi is na sy kerk toe, hulle geld in my hand gedruk het, 'n week later het hulle vir my 'n koevertjie gebring, en een van die manne wat saam met hom was, sy naam was Phil gewees, en so ja, Phil werk vir daai pastoor, en by daai kerk, en Phil het daar naby waar ek nou staan, het hy gebly. So, en hy het nou met my kom praat en vir my kom sê, luister, hy nooi my en Annetjie na sy huis toe, hy gaan 'n selgroep begin. So ja, so op daai stadium het ek en Phil nou nie, ons was nie pelle nie, maar ons het begin pelle raak. Ons het begin broers raak in Jesus. As ons mekaar sien, dan bid ons. As hy my kry in die winkels en maak nie saak nie, dan bid ons. Ons bid eerste en ons loof die Here, ons prys die Here. En dit is waaroor ons broederskap gegaan het. En ek het nog so 'n broer gehad, maar ek sal julle later vertel van hom. En dan nou ja, ek het wel gesê, okay, van my kant af is dit reg. Ek het nie pyn om die aand na jou huis toe te kom, dat ons selgroep, maar ek sal net by Annetjie ook moet hoor, of sy wil saam gaan. Nou, want ek kan nie namens haar praat nie. En Phil sê nee, hy gaan so 6:30 se kant begin vanaand, en nou ja, later, toe is hy nou daar weg, maar hy het my die adres gegee en als, gelukkig, sy adres is net daar om die hoek. Ek staan hier op hierdie hoek, dis dit om die volgende hoek, is daar tuinhuise, dit is waar hy bly, toe dit nou tyd raak, laat ek oppak, ek gou al my Bybels in, pak alles op, en ek ry huis toe. Nou kom ek by die huis aan, en ek vertel van Annetjie, van Phil wat 'n selgroep by sy huis wil begin, en hy nooi ons uit, om soontoe te kom. Sy sê nee, is reg, sy voel ook, sy wil saam gaan. Ek sê nee, is reg, ons maak klaar, ons is toe daar weg, en so is ons toe na hierdie selgroep toe, van Phil. Nou, moet julle begin mooi begin luister. Jy weet, as mense in 'n selgroep is nie 'n plek vir kuier nie, is nie. Ek was al baie daar in selgroepe, wat ek maar net my mond hou, dan kyk ek maar net die mense so uit. En 'n selgroep is eintlik om te leer van die Here, waar jy moet opgebou wees, weer lus het om op te kan staan, waar jy deel het van wat Sondag gepreek het, en waaroor die preek gegaan het, laat dit bietjie uitgebrei kan word, onder die broeders, hoor wat is mekaar se opinies omtrent dit, en dan, om te weet, die Here is saam met ons. Maar nou hierso is nou iets wat nou baie interessant gebeur. Want, onthou toe ek nou verlede week getuig het, toe het ek vir julle gesê, die Here wys vir my, en sy laat die duiwel lê vir my en loer. Nou, ons as mense besef het nie. Ons lees die woord, dit staan in die woord,
Die duiwel lê soos 'n brullende leeu, hy kyk wie hy kan verslaan. Daar's Amy ook op, daar's Alet op en daar's Amy op. Prys die Here. Welkom Amy, jy ook. En so ja, wees geseën, wees gegroet en kom ek getuig verder. Nou, as ek sê die duiwel lê vir jou loer, dan verstaan die mense dit nie, want dis 'n werklikheid. Want kom ons gaan terug na verlede week toe die Here ons daai 2 beddens gegee het. En die duiwel sien hoe eer en verheerlik ek die Here, hoe eer ek hom, hoe loof ek hom, prys ek hom na hoeveel maande wat ons op die vloer geslaap het en waar ons die beddens, ons eerste beddens gekry het. Dit was hoeveel maande gewees? 6, 7 maande. En nou het ons beddens gekry. En ons vreugde was so in die Here gewees. Laat dinge beginne toe gebeur in ons lewe is ons lewe begin spoed vang. Nou as ek vir jou sê jy begin spoed vang, begin dinge in plek val. Dinge begin gebeur. Dit voel of die wiel vinniger draai. Ewe skielik is daar 'n selgroep waarna ek nou weer betrokke is. Ewe skielik is Jay daarso. Wat in die oggende saam my bid. So dinge is besig om te gebeur in my lewe. So wat ek nou sien met my eie oë is my lewe is besig om vorm te kry. So is besig om 'n vorm te kry om beter af te wees. Beter af. My omstandighede is nog steeds dieselfde, maar ek is beter af. Want as die Here dit begin doen, dan is jy nie meer net daai persoon by die huis en so dikbek en opgeblaas en so nie. Jy begin nou die persoon raak wat die Here gevorm het, die Here gemaak het, die een na sy beeld. En dit is dan wanneer jou lewe, jou menswees vorm kry. En die gees van die Here werk daarin, daardeur. En die gees trek die kinders van die Here na jou toe. Want die Here sê, nader na hom toe, and he will draw all men unto him. So dit is nie jy nie. He will draw all men unto him. Hy sal al die manne nader na hom toe trek. So dit is wat die Here hier begin doen. En ek begin dit aanskou. Nou as ek weer terug na so 'n paar weke, kom ons sê so 2, 3 weke, kan dalk 4 weke wees. Ek kan nie onthou hoe lank nadat daai selgroep begin het. Hoe lank was dit nie? Maar kom ons sê maar 4 weke, 3, 4 weke, 5 weke, ek weet nie. But anyway, kom ek getuig verder. But anyway, en hierdie middag is ek besig om op te pak en dit was 'n lekker dag gewees. Ek het mense gelei na die Here toe. Dit was dit awesome. Maar onthou 'n paar weke terug het die Here vir my gesê toe ons beddens gekry het, die duiwel lê vir my in loer. Kyk nou. Luister nou. Maak oop jou ore. Nou daai middag was hier so by 3:30 se kant. So 4:00 dan begin ek oppak. Want 4:30 ry ek. En die middag kry ek 'n oproep uit die bloute uit. Dis nie 'n oproep wat ek het toevallig die selfoon ook by my gehad. Vir een of ander rede, ek kan nie onthou waarvoor nie. But anyway, en ek kry 'n oproep. Nou dis van 'n pastoor af. Nou kom ons stop net so 'n oomblik hierso. Okay. In my eerste boek het ek verduidelik dat die Here my gestuur het. Hier is nou my tweede boek. Nou in die eerste boek het ek verduidelik waar die Here my gestuur het na 'n gemeente toe. Toe ek by die gemeente gekom het, het hulle vir my gesê, luister hierso, werk jy? En ek sê vir hulle nee, ek werk vir die Here. En hulle het my so sleg gesê dat hy vir my gesê het, luister, jy moet 'n las, jy gaan pas op dat jy nie 'n las is vir die kerk nie. En dit het my nogal baie seer gemaak. Nou as ek
Ek gaan nie die gemeente se naam noem nie. Dit is my verskriklik. Ek het gehuil maande, selfs hierdeur het ek ook gehuil by die Here. Oor daai gemeente, but anyway. En kom ons gaan aan. Nou die pastoor wat by bel, kom ook van daai gemeente af. Want dis die gemeente waar ons gegaan het. En toe agterna toe die Here het ons my gesê ek moet teruggaan na die gemeente toe. En hy gaan die gemeente gebruik om my te seën. Nou ja, ek het teruggegaan om hulle en ek het die mense wat my so sleg gesê het ek al ontmoet by die deur. Ek het hulle so gekyk in die oë en ek het verbygeloop en ek het geen gevoelens in my hart gehad nie. So en nou kry ek 'n oproep van hierdie selfde gemeente af en luister nou hierso. En waar hierdie pastoor vir my sê, ek wil net hierso kyk, ek het my oë nou die plek verloor. Maar die pastoor deel my meer van daai gemeente. Dis nou nie die een wat my sleg gesê het nie. Hy's deel van die pastore daarso. Hulle het 'n hele paar pastore daarso. Hy's een van die pastore daarso en hy sê vir my hy wil my baie dringend sien. Nou as 'n man van my sê hy wil my baie dringend sê, dan as dit luister hierso, ek het nie tyd nie. Want eers 'n plek, ek het nie tyd vir daai woorde nie, want as 'n ou vir my sê dis dringend, dan weet ek hier kom nou 'n klomp nonsens. Ek het al geleer in my lewe, so ja. Toe die pastoor vir my sê hy wil my baie dringend sien, toe weet ek hier gaan die rooi ligte aan en als. En ek sê van okay, ek is nou by die huis, maar hy kan so 7 uur vanaand se kant oorkom. Ek sê vir hom, hy moet 7 uur vanaand oorkom. Ek het nie gesê ek gaan hom ontmoet. Ek het hom nie gaan opsoek in sy kantoor nie. Hy het my gebel, so hy moet my kom sien. En die pastoor sê nee, reg. Hy sal kom. Hy sal my gou kom sien dan 7 uur vanaand. Ek het geen idee waaroor dit gaan nie. Hoekom die pastoor my wil sien nie. Is dit oor die straatwerk? Ek nie 'n saak nie. Ek luister nie vir mense nie. Ek luister vir die Here. So ek is nie deel van sy gemeente nie. So wat kan hy aan my doen? If God is for me, who can be against me? En later pak ek nou op en ek ry huis toe, kom by die huis en vertel vir Annetjie, luister hierso. Hy pastoor van daardie gemeente wil my kom sien. En ek het nie 'n klou waaroor dit gaan nie, en ons eet toe, en ons maak klaar. En hierdie is nou net die dag na daardie selgroep, ekskuus man, dis hier dieselfde dag gewees. Hierdie het 'n paar weke na daai selgroep, ekskuus. En later hoor ek daar's 'n gehoetery by die hek, en ek loop uit. Ek groet die pastoor, maar die pastoor se gesindheid, se gedrag is nie van die beste nie. Jy kan sien hy steek dinge weg en hy raak senuweeagtig en dit is vreemd, want hy wil nie eers sy kar in die yard intrek nie. Hy wil nie eers in die huis ingaan nie. So, ek weet nie wat sy motief was of wat dit is nie, ek weet nie, my gedagtes is net skoon, en laat ek vir jou sê, op daai stadium van alles, het die Here my so kalm gehou. Die Here het geweet waaroor alles gaan, die Here het my mond, julle gaan nou sien, die Here het my mond toegesluit. Al het ek daar gestaan met my hande en 'n vuis gemaak. Toe die pastoor nou begin met sy dinge. En ek het hom nie geslaan nie. Is nou net dis soos dat jy gaan nou sien. En Annetjie kom staan en langs my. Nou ons staan sommer hier buite by sy kar hier op die pyppunt en praat. En die pastoor sê toe vir my, waar Annetjie by staan,
dat die man wat die kar vir my gegee het. Onthou in die selgroep was ek en Annetjie waar die man gesê het hy wil ons seën met 'n kar. En hy wil die kar vir ons saai, hy wil hom verniet vir ons gee. Hy voel so gelei deur die Here. Die man wat die kar gesaai het na my toe en Annetjie toe, het nou berou. Dit is daar waar ek my hande so 'n vuis maak. Daar's daar waar ek op my tande geknou het. Dis daar waar ek net in 'n sekonde besef het. Ewe skielik, alles het nou perfek gegaan en alles val nou ewe skielik in mekaar in. En dis daar waar ek besef het, waar die Here gesê het, die duiwel staan en loer vir my. Kyk nou. En die man is spyt. Hy sê hy het 'n groot fout gemaak. 'n Pastoor kom sê dit vir my. Dis sy gemeentelid. Maar dat hy wil eerder sy kar nou weer wil terug wil hê. En jy weet op daai stadium julle ken my, as ek moeilik is ek moeilik. Ek praat en ek praat die dinge van my hart af, Louisa weet dit ook. En dan praat ek, daar kan ek nie praat nie. Die Here het my mond so stil, so toegehou. Ek kan nie vir jou sê wat so vrede ek beleef het, die kalmte ek beleef het nie. Al wat ek daarso gedoen het is, Here, hoe nou? Hoe nou? Ek kan na Annetjie toe draai nie, ek kan nie pastoor praat, ek kan nie vir haar vra wat nie. Ek kan nie gaan hulp soek nou by mense nie. Ek is in 'n posisie hier, wat ek vierkantig in 'n posisie is, waar ek nou net my bek moet hou. Sorry man, gelukkig is dit nie op die kansel nie, is hier so in die kantoor. Ek hoor hoe lag Louisa. Waar ek net my mond moet hou, en die Here my net stil moet maak, en ek my vuiste net hier langs my hou, want ek mag, ek sal nie beklei nie, maar ek het net my vuiste gemaak, ek het nie geweet wat nou my tref nie. Die duiwel vra nie vir jou wanneer is dit reg om jou aan te val nie. Die duiwel vra nie vir jou wanneer is dit nou tyd nie, of wanneer is jy nou, of wanneer is jy okay dat hy jou kan aanval nie. Hy nok vir jou. En wanneer hy dit doen hy dit behoorlik. Het hy daai pastoor gebruik, hy daai man gebruik, hy die gemeente gebruik, en so. My naam is daarmee heen in die gemeente. Annetjie is by my, die Here se naam is met my naam gekoppel, so verstaan waar als nou, vir my het dit gevoel of als net in mekaar in tuimel. Hier staan ek, die man wil sy kar terug hê. Nou, ek weet, op daai moment het ek geweet X is verkeerd. Dis nie ek wat gesondig het nie. Maar ek het geweet X is verkeerd. En ek het net verder stil gebly. En ek het net bly vra, Here, hier in my hart, Here, wat nou? Here, wat moet ek antwoord? Here, wat moet ek doen? Here, jy moet beantwoord. Hier staan hier die pastoor. Hier binne my is ek woedend. Hier binne my is ek omgekrap. Hier binne my, ek kan dit nie vir julle beskryf, hoe voel 'n mens? Hier binne my voel dit of ek geskeer is.
En deur alles hierdie voel ek gelei deur die gees van die Here om vir die pastoor te sê, okay, ek sal dit nooit doen by myself nie. Glo vir my, ek sal dit nooit doen nie. En ek het op 'n mooi manier van gesê, okay, luister nou wat doen ek. En ek sal nie sulke dinge doen nie, hoor. Luister nou, hierdie is nou die leiding van die Heilige Gees. Dit is die plan wat die Here toe vir my gee en wat die Here vir my sê, doen dit so. En ek sê vir die pastoor, okay, ek sal hierdie voertuig teruggee oor 30 dae. Dis nie ek daai nie. Dis nie ek daai nie. Daardie kom van die Here af. Ek sê vir hom, en toevallig toe was dit nou op die einde van die maand gewees, wat hier op die einde van September maand gewees. So oor 30 dae sal ek vir hom die kar teruggee. Want ek besef toe op daai stadium, ek het 30 dae nodig om te gesels oor hierdie saak met die Here. Ek wil met die Here praat oor hierdie saak. So ja, dit was absoluut wysheid van God gewees. Dit was absoluut die Here in hierdie saak gewees. Ek het nie gelag omdat ek vir die man gesê 30 dae nie, maar ek weet nie hoekom het ek dit gesê nie. Maar soos ek vir jou sê, dit kan net van God afkom. Te gesê het. Want kom ons stop net so vir 'n oomblik hierso. In my eerste boek het ek ook genoem, kan julle onthou van die 35,000 Bybels wat afgelewer is by die huis, waar ek die middag van die werk af gekom het, waar Annetjie met die invoice gestaan het, waar hulle 35,000 Bybels ingedra het. Ons het daai aand 'n selgroep gehad. Nou in daai selgroep het die man gesit. Ek het dit beskryf in my eerste boek. En terwyl hulle hier aflaai, toe het ons oorgaan, toe word die tyd al oor 6 en 7:30 begin hulle. En toe ry ek, want hulle is al besig om af te laai met die invoice, en ek ry selgroep toe en ek sê vir die manne, luister, ons gaan nou nie by die selgroep kom nie, en ek sê vir hulle, luister, hulle het vir ons 35,000 Bybels gestuur van die Kaap af, my nie 'n sent gekos het nie, die Here het dit gedoen, en ek wys vir hulle die invoice. Nou in daai selfde groep het die man gesit wat vir ons die kar gegee het, en hy het die invoice gesien. Nou, daai aand toe ek die selgroep gaan wys het, van hierdie 35,000 Bybels wat ek verniet gekry het, en laat dit by my huis afgelewer is, in bokse, van die Kaap afgestuur, ek het eers die petrol betaal nie, alles was betaal gewees. En hier sit hierdie man in die selgroep, en toe ek die invoice vir hulle wys, toe die Here vir my later gewys, die man het begine jaloers, baie jaloers word. Onthou, wie word jaloers? Nie die kinders wat verlore is, dit is die kinders wat saam met jou die Here dien. Mense wat langs jou sit in die kerk. Dis hulle wat jaloers word op jou. Dit het al meer as een keer gebeur. Ek het dit al baie keer gesien in die gemeente. Ek het al baie geleer daaruit. Dis hulle wat die grootste duiwel is in die kerk. Dis hulle met die jaloersheid in die kerk. Wat anyway, hier het hierdie man jaloers begin word. Hy het die Here begin verkwalik, omdat die Here nie sy gebed beantwoord nie. Ek weet nie hoekom nie, ek weet nie wat doen hy verkeerd nie, ek kan jou nie sê nie. Nou wil hy God spyt.
kan ek dit so stel. Nou wil hy God spyt om die kar terug te vat by ons. Ek het nie pyn daarmee nie. So ja. Nou dit is nou waar als nou ingepas het. Nou hierdie man se gedagtes, als dit nou op die ouend, die Here vir my gewys, die man het jaloers begin raak en hy wil nou die kar terug hê. Hy wil en hier staan die pastoor en ek sê vir hom oor 30 dae. Maar die pastoor gaan ook nie met my nie. Hy het seker gesien ek het my hande vuis gemaak of iets, maar hy het glad nie gewaag om my 'n bietjie te sukkel nie. Ek het nie gedreig dat ek hom gaan slat nie. Ek het net op daai stadium, baie keer maak ek my hande, veral as ek bid, baie ernstig bid, dan maak ek my hande vuis. Baie keer as dinge baie erg is, dan maak ek my hande vuis. Dit is nie dat ek slaan nie, dit is omdat dit op daai stadium baie ernstig is. Wanneer ek baie ernstig is, baie op die kant sal praat ek ook met my hande op die vuis. Baie keer sal ek die Here loof en prys, dan sê julle sien my hande is op vuis. En die pastoor sê nee, is alright. Dis redelik. Hulle sal maar wag. Hulle sal maar 30 dae maar wag. Ek het nie eens gehoor of ek kan nie eens onthou of ek baie gesê het vir hom of iets nie, maar ek weet hy het gegroet, maar ek kan nie sê of ek kom terug. Ek weet nie, want op daai stadium was my gedagtes die hele tyd by die Here en Here wat nou? En ons het nou hierdie 30 dae en Here, nou het ek antwoorde nodig. Jy weet, dan begin my gedagtes ewe skielik met die Here inskop en nie. Terwyl hy man my praat, ek nie saak nou met hom nie. Ek praat nou met die Here. Ek wil met die Here praat nou. En Annetjie het net later vir my gesê, die pastoor het nadat ek vir hom gesê het, na 30 dae, het hy groet toe. Wat hy nou sê nee, is alright. En sy sê, hy man het vinniger in sy kar ingeklim, as wat hy uitgeklim het. Ek het niks gedoen nie, dit was nie ek nie. Ek was nie daarbey betrokke nie, ek het niks daarmee te doen gehad, ek beloof vir julle, die Here is my getuie, ek het niks daarmee en toe die man in sy kar klim en hy ry weg. Nou, Annetjie het 'n manier om vir my te kyk. En as sy vir my so gekyk het, sy het nou nie 'n bril gedra nie, maar sy vir my gekyk het, dan het haar oë vir my gevra, wat nou? Dis in daardie tyd wat ek weet ek is vas. Weet dat ek nie antwoord het nie. Weet dat ek haar nie sal kan antwoord nie. Ek sal nie vir haar kan sê wat gaan ons doen nie. Al wat ek weet is ek het nou nodig om in gebed in te gaan. Ek het nodig om by die Here uit te kom. Ek het nodig om stil te raak. Ek het nodig niks moet my hinder nie. Ek het nou nodig tyd met die Here. En ek is kamer toe. En sy volg. En ons is daarso in gebed. En ek vra, Here, wat nou? Hoe nou? Wat nou? Dis al wat ek kan uitkry. En die Here sê vir my, die duiwel leef my in loer. Die duiwel wil my breek. Baie keer gebruik hy mense, veral wat baie naby aan my is. Kom ons praat so, kom ons kyk gou in die gemeente. Hy sal selfs die gemeentelede gebruik
om sy doel te bereik. Wat is sy doel? Sy doel is Johannes 10 vers 10. Hy het gekom om te steel, te verwoes en dood te maak. So wat wil hy doen? Die duiwel wil my breek. Hy lê soos 'n leeu en kyk na my. Hy wil my verskeer. Hy is jaloers oor wat die Here vir my en vir Annetjie doen. Hy is jaloers dat ons die Here so lief. Hy is jaloers omdat die Here ons antwoord. Hy is jaloers omdat die Here ons voorsien. En ons nog steeds die Here dien. En ons nog steeds dankbaar is teenoor die Here God, selfs in ons gebede. En toe die Here vir my dit wys, toe kry ek net groot kalmte. Dis al of die Here vir my daai moment wil sê, luister hierso. Ek het 'n plan. Bedaar jy. En dit was net voordat die Here met my gepraat het. Ek gaan jou nou sê wat die Here vir my gesê in my gebed. Ek is nog steeds in gebed. Partykeer het ons gebede gegaan tot 3-4 ure. En die Here sê vir my dat ek die motor na 30 dae of op die 30ste dag gaan teruggee aan daardie man. Die Here sê vir my, jy gaan die motor teruggee. Maar luister nou, dis nie nou hierso waar die Here vir jou sê, jy gaan die kar terug nie. Luister nou wat sê die Here, hoor die Here se plan. Bedaar julle nou, luister nou eers hierna. Die Here sê vir my, maar daar mag geen harde gevoelens binne in my eie hart wees nie. Daar mag geen harde gevoelens binne my eie hart wees. Daar mag geen haat in my hart opkom nie. Daar mag geen harde gevoelens wees nie. Daar mag geen haat in my hart opkom nie. En die Here sê vir my, hy sal weer voorsien. Daar waar ek geknak het, daar waar ek geknak is, daar waar ek vermorsel is, daar waar ek in die dams ingegooi is, daar waar ek in die modder sluit, daar waar ek in my donkerste uur is, daar waar ek, en Annetjie, ek praat of nou net vir myself, maar dit was sy ook, en daar waar alles net so mekaar getuimel het, sê die Here vir my, hy sal weer voorsien. Maar die Here wil hê ek moet die kar teruggee na 30 dae. Die Here wil hê ek moet hou by my woord, maar ek mag geen harde gevoelens hê nie, mag geen haat in my hart hê nie. Dit is die plan wat die Here vir my het. Dit het vir my rustig gemaak. Is om te weet, dit kom uit God se mond uit. Is om te weet, die Here het 'n plan nog steeds met my. Dis nie die einde nie. Die Here sê hy sal weer voorsien. Vir my het dit gevoel of dit was 'n groot stumbling-blok om 'n rede. Daar's 11 tale in ons land. Ek moet 11 tale se Bybels. Ek vat 55 Bybels
want ek vat 5 van elke taal, elke dag saam met my. Hoe kry ek dit nou daarso? Ons bly amper 3-4 kilos vandaan van die toring af waar ek bly, so ek het 'n tafel, stoel, water, vir alles, en hoe gaan ek nou so, verstaan julle, en so ek is afhanklik van die kar, en ek is afhanklik van, ek kan nie die hoek opgee nie, ek moet daar gaan, so ja, en nou sê die Here, hy sal weer voorsien. En dit is awesome, om so met die Here te wandel, en die Here so met jou kan praat, en jou die leiding gee, vir jou die oplossing gee, en vir jou presies sê, doen dit. Maar moenie laat jou hart hard word, moenie laat dat ding in jou hart opkom nie. Die Here help ons, maar nou, die Here los die bal nog steeds aan my kant, want, gaan ek dit doen, as ek God gehoorsaam, gaan ek dit nie doen nie, kan hierdie hele ministerie in mekaar inval. Dis hoekom ek nog steeds staande bly van 2008 af. En luister nou wat doen die Here nou? En die Here praat nog steeds en hy sê vir my, maar hy wat die Here is, wil nou hê. En dit is presies, en luister nou, ek gaan nou vir julle vertel. Hy wil hê, ek moet 1 keer per week 'n offer aan hom bring, aan hom gee, aan God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, moet ek 1 keer 'n offer maak. So ek het ook nie lekker verstaan nie. Dit dan so aan God sal bring, as 'n dankoffer, wat van my hart afkom. En hierdie het in 2008 gebeur, in daai aand, wat ek genok is. Nou sê die Here vir my, ek moet 'n offer bring van dankbaarheid. Van dankbaarheid. Wat is vandag? Is vandag donderdag. Van 2008 af, tot vandag toe. As jy gaan kyk op my Facebook, hallo Kotie, goed en julle. Goed en jy. As jy gaan kyk op my Facebook, vanoggend ek my offer nog steeds gebring. Nog steeds van dankbaarheid aan die Here. Elke week laai ek hom. En dit is waar die altaar in my lewe ingekom het. Dis waar die offer van elke week nie deur mens aan my gesê is nie, dis 'n opdrag van God af, wat hy vir my gesê het, ek moet elke 1 keer 'n week, hy het nie gesê donderdag nie, alhoewel ek om 'n donderdag, ek het begin op 'n donderdag, dis alhoewel hy nog steeds donderdag is, 1 keer 'n week, moet ek 'n offer maak aan hom, van dankbaarheid, 'n dankoffer, en dit van my hart af. Die offer sal wees vuur wat moet gemaak word. En dan moet ek voor die vuur staan en net sê, Here my God, die almagtige Abba Vader, hierdie is my dankoffer aan U. Dit is waaroor my offer gaan. Elke donderdag sing julle, hoe sê ek dankie daar buite? Hoeveel van julle sing het? Dit is omdat die Here die opdrag vir my gegee het. Okay? Die klippe is wit geverf, omdat die Here die opdrag gegee het, dat ek die klip op Kingfisher moes wit verf. Dis kom daai klippe wit geverf is. Okay? Dit is my dankbaarheid van my hart af teenoor die Here wat hy alles vir my doen en gee. Dis sy goedheid, sy guns, sy genade vir my. En ek moet net
'n dankie sê offer aan hom bring. En dit is eintlik awesome. En hierso sal ek my dankbaarheid aan ons hemelse Vader kan bewys hoe dankbaar ek regtig is vir sy leiding, vir sy Heilige Gees, vir sy woord, vir sy liefde uit die diepte van sy hart uit. Dit is 'n manier wat ek kan sê, Here, ek het deel aan u liefde. Daai vuur wat ek brand, is nie net 'n vuur nie. Dit is veel dieper. Dit het 'n meer betekenis in my lewe. Ek en Annetjie het die offer saam begin doen. Ek het dit ook nie verstaan nie, maar dit raak al hoe lekkerder. Die Here en dit is waar daardie offer van donderdag vandaan kom. Ons is in 2025. Dit kom van 2008 af. Toe die Here vir my gesê het, ek moet hom lei. En ek moet dit uit die diepte van my hart doen, net om dankie te sê aan die Here. Dit is waar my hart toe begin brand het, en ek sommer in die gebed, dit stryk my nou eers. Ek het nie eers amen gesê daai dag nie. Ek het net opgestaan. My hart het so gebrand dat ek vir Annetjie sê, hoor jy my geld gee? Ek moet gaan hout kom. Prys die Here wys my nou. Ek is weg en ek het gaan hout al om die offer te maak. En dit was die eerste offer wat ek op die donderdag gemaak het. God die Vader het gepraat. Ek wil gehoorsaam wees. Ag man, ek het nie eers geworry oor die kar nie, maar ek het nie eers gebeur verder getop oor dit nie. Here mos slag sy sal voorsien. So ja, en dit wil ek dan nou doen. Ek wil nou die offer doen wat die Here vir my sê. En so, daai aand was op vroeg, was so iets soos net na 9 gewees, toe ek die hout gaan koop het, toe laai ek die offer. So ja, dit was die donderdag aan. Dis waar die storie van die offer op donderdag in my lewe ingekom het. En deel is van my lewe. Dis waarom ek elke donderdag tot nou toe net dankie sê, nogmaals dankie sê. Mense, ek sal volgende week verder getuig. Halleluja, prys net die Here man. Luister na hierdie song.
Here, om U meer te ken in my lewe, beter te ken, dieper te ken, Here. Here, hier's my hart. Ek gee dit vir U. Neem dit, Here. Neem besit daarvan. Isabel. Amen, amen, amen. Prys die Here, halleluja. Glorie al. Kom ons sluit net die oor, dan sê ons net dankie vir die Here. Here Abba Vader. Dankie Here, dat ek vanaand weer eens kan getuig het van U, wat die Vader is, U wat die Seun is en U wat die Heilige Gees. U werke wat plaasgevind het in my, deur my, wat U my gesê het, wat U vir my gedoen het, wat ek moet doen, die raad, die weg en gaan wat ek moet volg, hoe ek dit moet doen, Here. Dankie vir alle insig en wysheid en kennis wat U vir my gee, Here. En Here, die grootste van alles is, Here, tot vandag toe, het ek geen ding in my hart teenoor hy man nie, teenoor hy pastoor, of hy gemeente, of enigiemand nie, Here. Here, daar het niks in my hart opgekom nie. En Here, dankie daarvoor. Dankie dat U my gewaarsku het. Dankie dat U vir my gesê het. En Here, dankie ook dat ek vanaand dit kon gedeel het wat baie spesiaal is. Is my offer elke donderdag. En dat ek dit vanaand kon gedeel het met elkeen wat ingeskakel is. My offer van dankbaarheid elke donderdag, Here. Wat so spesiaal is, tyd saam met U, tyd in U, met U, in Jesus se naam. Dankie Here, dankie Abba Vader, dankie Koning Jesus, dankie Heilige Gees, dankie, Here, seën my broers en susters, in hierdie nag in die magtige naam van Jesus Christus, alles tot eer van God Abba Vader, die God van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah Heer, Yahweh, onze Vader, die almagtige God, dit deur die krag van die Heilige Gees. Amen en amen en amen. My broer, my suster, 1000 dankie dat julle tyd uitgekoop het, geluister het na hierdie getuienis, dankie dat julle deel was hiervan, en ek wil vir julle vra asseblief, help my om die getuienisse na ander mense toe ook uit te stuur, en dan dankie dat julle by ons ingeskakel was, en onthou môre ons dit kom saam, dan prys en worship ons die Here, ons aanbid die Here. Ons het nie tyd om by die shops rond te loop en dinge te gaan doen op 'n Vrydag, ons dien die Here op 'n Vrydag aand. So koop die tyd uit saam met my, en prys die Here. Tot dan, wees geseën, wees gegroet, en ek speel uit met hierdie song. Al die seëninge van die Here. Kom ons wees dankbaar. Thank you Lord for your blessings on me. Prys die Here.
while the world looks upon me as I struggle along. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. 'Cause there's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new, and I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Here kan ek vanaand sê dankie vir al die liefde, die genade, die guns, die barmhartigheid wat ek elke dag ontvang. Dankie vir die krag wat U my gee. Dankie Here dat U my behoed en bewaar. Dankie vir U seëninge in my lewe. En dankie Here dat ek 'n seëning vir ander kan wees. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Prys die Here. Baie dankie dat julle deel was van vanaand se Kom Saam program. So het ons aan die einde gekom. So van my kant af, en ek sê 'n geseënde, mooi, wonderlike aand en vrede en liefde vir julle. Shalom julle. Good night.